Ai, daar sy. Dankie, dankie my vroukie vir daai pragtige lofmusiek. Ja, Jesus, ons sal U dien oral waar ons gaan op hierdie aarde. Vriende, goeiemôre. Baie welkom by die weer vandag se erediens en ek glo en vertrou dat dit vir ons elkeen 'n goeie boodskap gaan wees. Vriende, ek hoor van 'n man wat in 'n klein dorpie langs 'n rivier gebly het. Nou die man het sy lewe gegee aan, of sy beroep althans, was om vrugte en groente te plant en dit so te die grond te bewerk en dan natuurlik 'n lewe daar uit te maak. Soos wat hy aangegaan het, hy het nooit daaraan gedink om 'n skuiling te bou vir die goed nie, vir die groente en die vrugte wat daar gegroei het nie. En hy het hom elke dag afsloof om dit reg te kry, om dit reg te bewerk, om dit reg te kan hê vir iemand
om dit te kan verkoop, natuurlik om vir hom 'n lewe te maak vir hom en sy gesin. Maar soos dit aangaan het daar een aand verskriklike koue winters reën by storm daar uit oorgesak en alles verpletter. Alles stukkend geslaan. Wat niks oorgebly nie. Min gesê daarna het die man daar opgestaan toe hy nou daar by sy tuin aankom en hy sien die verwoesting van wat oor is. Is daar niks. Weet jy, hy gaan sit daar, hande in die hare en hy vra hoekom. Daar is sy en sy hele gesin, sy voedsel kan jy mos nou maar sê, weg. Kon, daar is niks oor nie. Wat maak hy? Daar is nie ander familievriende wat daar om hom bly om te gaan leen, om oor die maand te kom nie. Maar hy het vasberade opgestaan, want hy het geweet die storm was nie vir hom nie. Maar die storm was vir die goed wat in die tuin was. En dat hy dit moes beskerm het. Maar hy het dit agterweeg gelaat. Sien vriende, soos hierdie man sy tuin aangeval is. Net so kom die vyand en hy val ons aan. Maar waar val hy ons aan? Waar is sy grootste aanvalspunt in ons as kinders in die allerheiligste? Dis hy shot vir jou reguit in jou gedagtes. Kyk, hy sal alles mis, maar hy sal jou gedagtes nie mis nie. Hy gaan soontoe, want hoekom? Hoekom sal hy jou gedagtes eers aanval? Staan daar nie geskrywe ook wat 'n mens dink dit sal jy wees nie? Die Here sê ook self, die gedagtes wat nog eens by jou opgekom en dan dink jy al klaar daaraan. So jou gedagtes is wat jou maak of vir jou breek. Dus waarmee hou jy jou gedagtes besig? Wat gaan in jou gedagtes wêreld aan? Dit is net daar wat daai vyand kom om te kom verwoes, te kom steel, te kom roof, plunder, soos daardie storm wat daai man se groenteboord uitgewis het. Dis daar waar die vyand kom om jou uit te wis. En hy weet dit, en hy weet hy kan wen daar. Hy weet dit is soms waar ons as mens swak is. En dis hoekom hy daar aanval. Maar weet julle vriende, wonder bo wonder. Nie wonder bo wonder, genade. Het ons 'n hemelse Vader. En ons het 'n Jesus Christus. En ons het 'n Heilige Gees. Wat ons help om staande te bly. Wanneer daardie vyand met daardie aanvalle van hom kom. Kom ons sluit gou die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie dat ons weer hier in u woning teenwoordig kan wees. Dankie Here dat u ons beskerm bewaar het om weer vanoggend om u woord te kan kuier. Vader, ek wil u vra, open ons geestesore, dat ons sal hoor wat die Gees vir ons wil sê. Vader, maar laat ons dit nie net hoor nie, maar laat ons ook daders van u woord sal word. En so sal lewe, Here, sodat die mense u in ons kan sien, ons goeie werke kan sien, en u al die eer sal gee. Vader, ek wil u vra, laat ons die wêreld nou daar buite los, laat ons sal luister wat nou hier binne aangaan, en Vader, laat ons elkeen anderste hier uitstap, as wat ons hier ingestap het. Here, ons loof en prys en ons dankie daarvoor. In die grootste naam wat ek het, dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, ja, wanneer ons deur beproewings gaan,
Wanneer ons op moedverloorse vlaktes loop sit, wanneer ons nie meer kans sien vir die pad vorentoe nie, wanneer ons dink, soos Job, alles is nou maar vergaan, alles is vernietig. What's the use of living? Weet julle, ons sien van sulke groot leiers in die woord, met wie dit elkeen gebeur het. So vriende, dit is vir ons alles opgeskryf in die woord. Dit staan vir ons daar geskrywe. Weet julle, dis 'n paar redes hoekom daar staan, dit daar vir ons opgeskrywe is om net eerstens plek vir ons elkeen te wys dat ons is nie meer belangrik, meer geliefd, meer spesiaal as enigstens een van ons ander Christelike broers en susters. Ons almal gaan aangeval word. Dit is 'n feit en jy gaan dit nie vryspring nie. Want ons weet ook mos in elk geval deur beproewings toets God ons geloof. Dis hoekom ons moet sterk staan en dis hoekom ons gaan aangeval word. Maar met daai aanvalle het die Here Jesus al klaar vir ons al die uitwegte gegee. Hy het vir ons kom wys hoe om staande te bly. Hy het vir ons gewys hoe om nie te val nie. Ek meen, as ons kyk na die groot manne in die Bybel, Elia, wat 'n wonder het die Here nie gedoen deur hom nie, toe hulle al die Baal-profete uitgeroei het. Ons almal is bekend met ek dink dit is in 1 Konings 19:18, waar die Here die vuur gebring het en sy osse en goeters gebrand het met al die waters wat hulle opgegooi het, net om te wys dat daar is net een God. En toe wat maak Elia, toe hy nou gehoor het, dat Jezebel hom soek om hom dood te maak? Hy hardloop sy bene af en gekruip weg. Vir vrees. Nou vriende, weet julle, daar kan nou twee dinge ook gesê word. Ek meen, hy nou het hy daar weggehardloop met vrees. Maar het die man nie nou net 'n goeie groot wonder gedoen van God? Het hy nou net vir die wêreld gewys wie is God? Daar is net een God. En nou gaan hardloop hy weg vir 'n mens. Hy is bang vir 'n mens. En God kan soveel meer doen as 'n mens. Maar sien vriende, dit is ook hoe die vyand jou mos nog aanval in jou denke. Want ek meen, toe hy mos nou daar gaan sit moedeloos vlakte. Ja, hy is nou klaar met die lewe. Hy kan nou maar gaan. Hy wil nou net doodgaan. Hy wil opgee. Maar wat maak Vader? Vader los hom ons nie daar nie. Vader kom en gesels met hom. Vader stuur 'n engel om vir hom kos te gee. Imagine dit, vriende. Daar waar jy sit, moedelose vlakte, jy sê dis om te eet of te drink of niks, en jy sit soos 'n Elia nou daar op jou rots en jy wil net doodgaan. En hier kom Vader se engel en hy maak vir jou 'n roosterkoek gaar en hy gee vir jou water. Hoe dink jy om daai kos proe? Sorry vir die dames dan, en sorry ma. Ek glo daar's een vrou wat so lekker kan kook. Nou kyk wat doen ons liefdevolle Vader, hy kom voed hom en hy sê vir hom staan op, eet. Want ek is nog nie klaar met jou. En ons weet ons, Elia was so geseënd geweest, ek meen, hy's in 4 waans weggevat hemel toe. Maar op daai oomblik, toe hy van 'n mens gehoor het wat sy deel wil kom neem, het hy bevrees geword. Het hy swak geword. Vriende, hy is nie die enigste een nie. Hy is nie die enigste een nie. Ons lees van koning Dawid. Hy magies, ja, koning Dawid. Koning Dawid wat self net so bang was. Van hom lees ons in Psalm 38. Waar hy gesit het en so bedroef was dat hy nie meer krag gehad het nie. Dat sy seere al groter is as ek weet nie. Ek kan vir ons 'n paar verse hier aanhaal. Psalm 38 vers 7. Ek is krom, heeltemal geboei. Die hele dag gaan ek in rou. Want my lendene is vol ontsteking. En daar is geen heelplek in my vlees nie. Nou vriende, hoekom sou koning Dawid
ook op daardie plek van moederlose vlakte loop sit. Hy's krom, heeltemal gebo. En ons weet nog, is dit nie Dawid wat vir Goliat doodgeslag gooi met een klippie nie? Het die Here nie al klaar sy grootheid vir hom daar kom wys nie? Nou, hoekom was Dawid ook op moederlose vlakte? Een van die grootste leiers in die Ou Testament. Is dit nie uit sy volk wat Jesus gebore is nie? Nee? Maar ewen hy het daar gesit. Ek is krankloos en heeltemal verbrysel. Ek brul van die geboornis van my hart. My hart slaan vinnig, my krag het my verlaat en die lig van my oë, ook dit is nie by my nie. Ek dink dit moet verskriklik wees. Ek dink hy het heeltemal gedink, Vader het hom heeltemal verlaat. Maar ons weet mos, dit is nie hoe God werk nie. Dit is nie hoe God werk nie. Ons lees in 1 Petrus 5 vers 8. Wees nugter en waak, want julle teenstanders die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Sien vriende, koning Dawid en Elisa, hulle het nog nie die Nuwe Testament gehad nie. Elia, sorry. En Elisa, hulle het nog nie die Nuwe Testament gehad nie. Hulle het nog nie al die waarskuwings soos wat ons dit het, wat hulle kon oplees nie. Maar ek dink hulle het verseker geweet van die vyand. Wat afgode aanbid, afgode was die vyand. Hulle het geweet, hulle was bewus daarvan. Maar sien, ons kan eintlik sê ons is so geseënd om eintlik die Nuwe Testament te kan hê, om al die waarskuwings te kan lees. En natuurlik ook al die beloftes wat Jesus gebring het. Natuurlik die beloftes wat die Heilige Gees ook vir ons bring. Jy sien vriende, die Satan is nie 'n fisiese figuur nie. Hy is 'n regte geestelike teenstander. Hy loop rond met een doel, en een doel alleen. Is om jou geloof te steel en jou verhouding met God op te mors. Maar nou kom dit by my op. Hoekom sal ons nou weer eens vir die vyand luister? Hoekom sal ons oorgee aan hom? Ek meen ons almal weet, as jy in daardie put val van moedeloosheid, dit is mos waar die vyand jou wil hê. En as jy daar is, dan weet jy mos, jy is nie lus vir niks. Jy is nie lus om met iemand te praat nie, jy is nie lus om te werk nie, jy is nie lus om jou Bybel te lees nie, jy is nie lus om te eet nie, jy is nie lus om te drink nie, jy is lus vir niks. Jy is so geïrriteerd kan wees. En dan wat doen jy dan? Dan sit jy seker soos Elia en sê, ek wil net doodgaan. Daar is nie meer 'n doel vir my. Mense is agter my lewe aan. Maar sien vriende, die vyand se taktiek is om stil en slim met jou te werk. Hy kom met 'n groot storm om jou te kom versoek. Waar kom hy jou versoek? Waar kom hy jou aanval? Jou gedagtes. Jou gedagtes kan jou mos maak of jou breek. As jy lank genoeg vir jouself sê, nee, ek is te sleg, dan gaan dit nie maak, dan gaan jy dit seker nie maak. Maar as jy lank genoeg vir jouself sê, ek kan, want ek is 'n kind van God. En hy het ons nie losers gemaak nie, hy het wenners gemaak. Is dit nie hoe ons teen hom staan en teen hom stry nie? Nou vriende, hoe gaan ons waaksaam bly? Hoe gaan ons regtig nugter bly? Hoe gaan ons daardie aanvalle van die vyand en daardie leuns wat hy ons kom vertel, hoe gaan ons dit vermy? Hoe gaan ons oor dit uitkom? Sien, ons is nie magteloos nie. Ons weet ook, in die woord staan dat die wat in ons is sterker as die een in die wêreld. Vriende, ons moet net een ding onthou. Die vyand het tot vir Jesus gaan versoek, maar ons weet Jesus was sterker as dit gewees. So die vyand gaan by ons elke se deur aanklop. Hy gaan ons kom versoek. Hy gaan ons kom leuns vertel.
Dit gaan vir ons voel of ons wil ophou. Jy gaan voel dat jy nie eens meer lus is om Bybel te lees nie. Jy is nie eens lus vir lofprysing, jy is lus vir niks. Want dit voel vir jou of die Gees jou verlaat het. En natuurlik sal die vyand vir jou sê, hoor jy, die Gees het jou verlaat, die Gees is uit jou uit. Hy sal weer terugkom wanneer dit beter gaan met jou. Dit is 'n leuen uit die put van die hel uit. Die Gees sal jou nooit alleen laat nie. Want hoe weet ons dit? Want het Jesus nie gesê hy is saam met ons in die storm nie? Het hy nie gesê hy gaan saam met ons deur die storm nie? Of het hy gesê, hoor jy, as ek op die kant staan, gaan jy maar eers deur die storm, dan gaan ek weer in. Weet jy wat hy gesê het nie? Hy is ons saam met ons in die storm. Die Heilige Gees lei ons deur die storm. As die Heilige Gees nie saam met ons is in die storm nie, hoe gaan ons dan weet terwyl ons in die storm is, dat ons is nou besig om droog te maak? Daar is nie iemand wat ons waarsku nie. Daar is nie iemand wat ons op die pad hou nie. Daar is nie iemand wat ons aanmoedig en sê, hou vas, jy's amper daar nie. Die Heilige Gees sal ons nooit verlaat nie. Maar dit is natuurlik wat die vyand wil hê jy moet weet. Julle weet vriende, ons moet regtig oplet wanneer ons begin twyfel of in ons identiteit as in Christus. Wanneer jy nader aan die Here beweeg, wanneer jy meer tyd in sy woord spandeer, meer tyd in gebed met hom spandeer, nader en nader aan hom leef, onthou een ding, die vyand wil jy nie daai nie. Die vyand weet wat is jou potensiaal. Hy weet hoe God jou geskep, hy weet hoe God jou gemaak. Hy weet tot wat jy in staat is. Kyk, ons weet dit nog. En hy like dit. Maar as ons net kyk, het God ons nie volgens sy beeld geskep nie. Soos ons nou volg, en dit het nou ook dan gesê, maar dit is volmaak nie. En dit is ons volmaak. Wat so hoogtes kan ons dan uitvlieg? Wat so hoogtes kan ons bereik? Maar die vyand wil nie hê jy moet dit weet nie. Want hy wil nie, hy is bang. Hy wil nie dat jy daar sien nie. Hy wil nie hê jou verhouding moet meer verdiep in God nie. Want hy het self nie 'n verhouding met God nie. Hy wil jou nie daar hê nie. Hy wil hy soveel as moontlik moet saam met hom in die hel gaan brand. Maar vriende, ons weet ons van beter. Ons gaan nie daar brand nie. Want God het vir ons sy woord gegee. Hy het vir ons sy seun gegee. En ons weet om aan hom vas te hou en aan hom te glo, sal ons gered word. Maar ons gaan 'n bietjie verder praat daaroor. Vriende, hoe gaan ons staande bly teen hierdie moedverloorse vlakte? Hoe gaan ons daar uitkom? Wat gaan ons help? Jesus het ons gekom en vir ons gesê, hoor hierso. En Paulus het vir ons so mooi aangehaal in Efesiërs 6 vanaf vers 14. Hoor net wat het ons gekry, julle? Wat die vyand nie het nie, wat die vyand nie kan hanteer nie. Ons het dit gekry. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vuurige pyle van die boses sal kan uitblus. Sien julle vriende, daar staan, sal kan uitblus. Jy sal dit kan uitblus. Jy sal nie miskien een laat deurkom op 'n ander nie, halfskraam nie. Nee, sal kan uitblus. Jy kan almal uitblus. Daar gaan nie een deurkom. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Terwyl julle met alle gebede en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alles volharding en smeking vir alle heiliges en vir my, sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Sien vriende, daar is jou wapenrusting. Ja, great, né? Jy kry hom verniet.
God gee hom vir jou, hy stuur hom vir jou, saam met die Heilige Gees, saam met die vrug van die Gees. Ons is nie alleen nie. Sien, ons is nie magteloos nie. Dit is hoekom ons daardie helle moet aansit. Want dit is mos nou waar die vyand wil kom, kataza. En hy wil vir jou kom sê, o nee, jy kan nie. En ons moet in die waarheid leef. Soos ons die wapenrusting aantrek, moet ons in die waarheid leef. En ons moet dit glo. Ons moet regtig eerder glo wat in God se woord staan as wat die vyand vir ons wil sê. Die een wat nie eens 'n boek geskryf het. Die een wat nie eens moeite gewerk het. Wat niks het nie. Al wat hy het is leuns en verwoesting. Maar vriende, ons moet regtig verseker wees. Verseker. Dat hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe groter kom jou aanslag. Daar gaan tye kom, daar gaan daar kom wat jy niks wil weet van eers Bybel lees. Jy gaan nie eers weet hoe nie. Jy gaan net verleeg voel. Maar dit is presies daar waar jy net moet gaan stil sit. Jy het nie eers nodig om te bid of iets nie. Al wat jy hoef te sê is gaan sit stil. Gaan in jou binnekamer in. Gaan in jou bidkamer in. Waar ook al jy net rustigheid en kalmte gaan. Al wat jy hoef te doen is, want onthou, ons het die Heilige Gees in ons. Die Heilige Gees is ons voorspraak. Is dit nie waarvoor die Heilige Gees in elk geval aarde toe gekom het? Het nie? Is dit nie om ons te kom help nie? Is dit nie om ons te kom lei nie? Is dit nie om ons krag te kom gee nie? Het die Here nie ook gesê dat sy krag kom juis in ons te voorskyn wanneer ons swak is nie? Dis die Heilige Gees se werk daai. Ons kan gaan stil sit en net sê, Here, laat U Gees my hier deurlei. Vriende, ek beloof julle, dit gebeur met ons almal. Ek kan regtig self ondervinding, kan ek iets met julle deel. Ons moet deel van JCR MTS het ons oggend emotions wat ons op 'n radiostasie het, op Joy Radio. Nou, ons elke keer moet ons slotte vul en dan elke dag moet jy 'n 10 minute boodskapie of iets aanstuur natuurlik na die radiostasie, maar weet julle, dis regtig party na werk, ja, op pad huis toe, dan is jou gedagtes al klaar besig om te dwaal. O nee, ek wil uitstel. O nee, ek sien nou lus vir dit. Ja, daar kan ek môre 2 doen. Nee, ek voel regtig lus. Jy voel net, o nee, jy kan dit uitstel, Maar weet jy, tot ek by iemand gehoor het, en weet jy wat gaan uitstel kom afstel. En wat as môre nie kom nie? Ja, okay, maar weet jy, mos nou stry met jouself en redeneer met jouself. Dis nie lus nie. Want ek is net nie lus nie. Sien, dit is nou hoe die vyand werk. En dan vriende, weet vriende, lekker moeg gewerk en alles, kom jy maar by die huis. En dan gaan doen ek maar my boodskap, maar as ek daar gaan sit, dan bid ek eers. Sê ek, Vader, U weet wat aangaan in my gees. U weet wat aangaan in my siel. U weet ek is moeg. En ons weet ons almal ons moet vir God aanbid in waarheid en in gees. So dit help nie sit daar met 'n leuen wat in jou hart vashou. Maak dit oop, gee dit vir hom, gee dit aan hom oor. Hy sal dit vat, hy sal dit genees en hy sal dit versorg. En ja, wanneer ek daar klaar is, weet jy, dan voel dit of die wêreld van jou skouers afgelig is. Jy voel soveel vrede en vreugde. Wel, Here, dankie. Ek het nie gedink ek kan dit doen. Ek het geweet ek kan dit nie doen nie. Maar weet julle, met God in jou kant, no mountain is too high. Jy kan daaroor kom. Jy kan. Vriende, dis die vyand wat wil hê ons moet bly waar ons is. Dit is hy wat wil hê ons moet stagneer. Dit is hy wat wil hê ons moet nie opstaan en beweeg nie. Ons moet onthou hoe nader ons aan God beweeg. Hoe nader, hoe groter word jou teiken. Hoe groter. En hoe verder jy van God af beweeg, dan word hy mos nou kleiner. Want dan het hy nie meer nodig om jou so raak te skiet. Ek weet nie. Dit is hoekom Vader ook mos nou vir ons gesê het. Hy gee vir ons daai wapenrusting. Want die vyand wil eers in jou brein, in jou kop omkom. Hy wil hê mos jy moet weet waar is jou swakpunte en dan weet jy as hy weet waar is jou swakpunte. Geloof my. Hy gaan die swakpunte van jou aanval en aanval en aanval. Maar ons het nie nodig om bang te wees daarvoor. Want Vader sê in sy woord in 1 Korintiërs 10 vers 13, geen versoeking het julle oorgekom wat nie
menslik is nie, maar God is getrou. Hy sal julle nie laat versoek word bo julle vermoë nie. Maar met die versoeking sal hy ook die uitweg gee, sodat julle dit kan verdra. Sien vriende, sodat ons dit kan verdra. Nie miskien daaroor kan kom nie. Nee, God is sterker as hy. Maar die vyand weet hy sal jou aanval in selfveroordeling of deur dinge wat mense vir jou sê. Ek meen as jy lig geraak is, as iemand net ietsie skeef gaan sê, woef, dan sê God gaan, dan gat jy. Maar weet julle, dit is mos nou weer waar die vrug van die Gees ook inkom. Selfbeheersing, vriendelikheid, nederigheid. God gee vir ons al daai wapens, al die wapens wat ons nodig het. En ons weet mos, soos wat Jesus in Johannes 10 vers 10 gesê het, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Maar hy het gekom sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Sien nie net 'n bietjie van die lewe nie, vriende. In oorvloed. Wat is oorvloed? Dink oorvloed is as jy jou koppie oorloop, as jy hom te vol gegooi het. Dit nie oorvloed nie. Dit loop oor. Dit is die lewe wat die Here vir ons kom beloof het. Dit is die lewe wat die Here vir ons kom gee het. Nie daardie punte wat die vyand op jou wil afdwing om te sê, God is mos nou nie hier nie. God sal jou nie uitweg gee nie. Dis alleen in die put van die hel uit. God sal. Hy's 'n goeie God. Hy's ons Vader. Hy's ons Vader wat ons oneindig liefhet. Weet julle, ons kan net in dankbaarheid na Vader toe gaan en sê dankie. Ek dink regtig, vriende, ons moet bekommerd wees as ons nie versoek word nie. Want dan het die vyand nie nodig om bang te wees vir ons nie. Maar wanneer ons daai versoeking kry en dit kom en dit voel vir ons dit raak al hoe groter en groter, ons kan nie meer nie. My liewe vriend, my broer en sussie, jy kan. Want die een in jou is sterker as die een in die wêreld. Ons moet dit glo. En dan moet jy eintlik uit dankbaarheid gaan sing en jubel en juig. Yes, dankie vir hierdie versoeking. Want dan weet jy, jy's nader aan God. Is dit nie waar ons almal wil wees nie? Nader en nader aan ons Vader. Vriende, ek het gedink ek gaan hierdie preek in die boodskap in een boodskap kan invoeg. Maar dit gaan nie werk nie. Daar's nog so baie wat ek vir julle wil vertel en wat ek vir julle met julle wil deel oor koning Dawid en Elia. Maar ek sal dit moet oorstaan. So skakel weer gerus in volgende week. Dan gaan ons verder. En vriende, elke oggend wanneer jy opstaan, elke oggend wanneer jy nog vars lê daar in jou bed, vra vir die Here, gister het die vyand my wapenrusting stukkend geslaag, kan ek asseblief ander kyk? En weet julle, God gee dit met liefde, splinter nie. Dit ryk nog soos 'n splinter nuwe leerkar, 'n leersiets. Ons weet almal hoe lekker dit is. Dis jou wapenrusting, splinter nie uitgekap, nie eens uitgekap en jy kry nuus. En God trek dit weer vir jou aan. Sodat ons kan staan en teen daardie aanvalle van die bose. Ja, aanvalle van die vyand. En hy sal van ons wegvlug. Maar weer eens gesê, as ons nie aangeval geword nie, dan is ons ver van Vader af. Ek kry dit elke dag. Ek dink ek kan met my broers en susters en ook deel dat elke dag, jy het elke dag gestryd. Jy het elke dag kompetisie. Maar dit is soos daai twee wolwe wat in jou is, die swarte en die witte. Swart is natuurlik die negatiewe een. Wit is die een wat lewe en lig gee. Wat jy gaan jou voed. Sien die een wat jy voed, hy gaan ons groter word as die ander een. Dit is hoekom Vader op ons eie wil gegee het. Jy kan kies wat jy gaan voed. Vriende, nou nog 'n leuen wat die vyand nie wil hê ons moet glo nie. Maar wat ons as Christen kinders vas op staan.
die wederkoms van ons Here Jesus Christus. So ek hou vir ons voor Johannes 6 vers 53. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en die bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur die Vader lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Nie soos julle vaders die manna geëet en gesterwe het nie. Wie hierdie brood eet, sal tot in ewigheid lewe. Sien vriende, weer eens daar in die woord staan, sal tot in ewigheid lewe. Maar vriende, nou om die volle seën van die nagmaal te ontvang, is dit nodig dat ons elkeen om in die teenwoordigheid van die Here ondersoek, voor hy die brood eet en hy die beker drink, sodat hy nie 'n oordeel oor homself bring nie. Ek lees vir ons 1 Korintiërs 11 vers 27. Wie dan op 'n onwaardige wyse die brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. So vriende, dit is nou iets wat die vyand glad nie wil hê ons moet weet nie. Dit is nou iets wat hy glad nie wil hê ons moet aan deelneem nie. Maar weet julle, ons doen dit met liefde, ons doen dit met 'n afhanklikheid en ons doen dit met die wete dat ons Jesus gaan terugkeer. So die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot volkome versoening vir al ons sondes. Vriende, weer eens, al ons sondes. 1 Korintiërs 11 vers 24 sê vir ons, en nadat hy gedank het, het hy gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Net soos die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as wat julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Neem die brood en beker en neem saam met my deel, as hy gereed is. Daar is geen God soos ons God, wat magtiger, liefdevoller en getrouer is, as wat ons ooit kan begryp. Vriende, mag God vandag ons God wees en mag sy loyale liefde ons lei in loyale gehoorsaamheid aan die eer van sy naam. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahweh, Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir die boodskap wat U vir ons kom gee het. Here, dankie dat U vir ons die wapenrusting gee. Here, dat U vir ons al die gereedskap gee, sodat ons kan staande bly teen die aanvalle van die bose, teen die aanvalle van die vyand, teen sy leuns. Here, ek dank en ek loof en ek prys Here dat U aan alles gedink het voor die skepping, vir ons verlosser gestuur het. Dankie dat ons dit nou weer eens kon verklaar het. Ons glo, ons Here Jesus gaan terugkeer.
Here Jesus, dankie vir wat U vir ons gedoen het. Dankie dat U al klaar die oorwinning vir ons kom moontlik maak het. Dankie dat U ons sondes op U geneem het, Here, ons skuldig. Hoe kan ons U ooit maar ooit dankie sê daarvoor? Heilige Vader, ek dra hierdie briefie aan U op. U weet tussen U en die skrywer wat daarop staan. En ons verklaar nou dat dit afgehandel is. Dankie, Here, dat U ook daarvoor sorg. Here, dankie dat U so goed is vir ons. Almagtige Vader, dankie dat ons kinders van die Allerheiligste genoem kan word en daardie naam met trots kan dra. Here, wees so saam met ons waar ons nou uitmekaar uitgaan. Wees so saam met ons deur hierdie week wat voorlê. En ja, Here, dankie vir beproewings wat kom. Dankie vir aanslae wat kom. Maar dankie ook, Here, dat ons daardeur weet ons nader en nader aan U kom. En dankie dat ons U ook vir ons die uitweg gee om dit te kan oorkom. Dankie dat U ons nooit alleen laat binne in daardie storms nie. Maar saam met ons daardeur gaan. O Here, U is so goed. Laat ons doen en laat as U loof, U naam groot maak en U eer. En ek vra dit in die grootste naam wat ek ken. Dis Yeshua Messia. Amen. Vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Geseënde week verder. Shalom. Here seeing jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade oorwins. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Skyn sy aangesig oor jou, hy genade bewys. Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
near the days that are for me. How good, how good, how good. Surprises you're near the days that are for me. How good, how good, how good. Surprises where you're living in the places and the losses you're for me. In your good, no good, no good. Surprises where you're living in the places and the losses you're for me. In your good, no good. In your good, what's it feel? It's what I come after you.